Goeienaand dames en here. Ek het vandag die nuus gekry dat die Suid-Afrikaanse opera sangeres Mimi Coetzee oorlede is op die ouderdom van 93. Sy is gebore in 1932, Junie 32, en sy is natuurlik nou 'n dag of wat gelede oorlede in haar slaap. Op die ouderdom van 93, is 'n geseënde ouderdom en ja, die einde van 'n era. Nou, ek wil vir u sê, dit raak my ook in 'n sin, want ek wou altyd graag vir Mimi Coetzee ontmoet het, maar die geleentheid het hom nooit voorgedoen nie. En ek moet sê, ek is so 'n bietjie jaloers op van my Facebook vriende en mense wat ek ook as relatief naby vriende ken, wat met Mimi Coetzee kontak gehad het tot op die end. Maar dit was nou 'n voorreg wat my nie beskore was nie, maar die ironie is, ek is familie. Weliswaar ver langs. Mimi Coetzee en my oupa het dieselfde oupa grootjie gedeel. En nou, die oupa grootjie se naam was Martin Jean Joseph Bihan, en sy pa was 'n Fransman gewees, uit Toulon, aan die suide van Frankryk. So, daar is die konneksie gewees. En ons was maar altyd soort van, veral deur my ma, wat baie trots was op die verbintenis met Mimi Coetzee, altyd daaraan herinner dat ons is familie. So, my oupa het natuurlik nou, dit ook nou geweet, also nooit ontmoet nie, maar my oupa se jongste suster, Tannie Letty, het kontak gehad met Mimi Coetzee, maar Tannie Letty is ook natuurlik nou al heel wat ouer as Mimi Coetzee gewees, en ook al jare gelede oorlede. Maar goed, Mimi Coetzee, ek kan nie een en ander vertel oor haar, sy wat op 'n redelike jong ouderdom het sy al begin indruk maak, en sy is in haar baie vroeg 20's, is sy Wenen toe. En in Wenen het sy, ek dink sy is een van die jongste sangeresse wat opgeneem is in die permanente geselskap van die Weense Staatsoper. En nou weet u, die Weense Staatsoper is die operahuis in Europa, naas La Scala Milan. En so as jy in die Weense Staatsopera jou naam gemaak het, dan moet jy weet, dan het jy's gemaak. En Mimi het ongelooflike suksesse gehad in haar sangloopbaan in Wenen. Sy was so 20 jaar plus daar gewees, diep spore getrap, en uiteindelik het sy ook die ere toekenning gekry van die Oostenrykse staatspresident, van Kammersängerin, kamersangeres. En dit is amper soos 'n musikale ridderorde wat aan haar toegeken is, as ek dit nou vir u kan beskryf. So, en jy spreek haar dan ook aan, Kammersängerin. Ja, want dis 'n titel. So, in elk geval. En sy het groot suksesse gehad in rolle, byvoorbeeld van Mimi en La Bohème, Zerbenita in Ariadne of Naxos, ek kan nie al die goeders onthou nie, die titels, ek bring partykeer van die, ek is nie so 'n kenner van opera nie, maar in elk geval, sy het, ek het haar gesien in die Vleermaus van Strauss, byvoorbeeld, en ek dink ek het haar ook in La Bohème het ek haar gesien. So, maar in elk geval, die lang storie kort te maak, Mimi het ook nie haar wortels vergeet nie. As Afrikaanse sprekende het sy gegaan en sy het haar landsmusiek, Afrikaanse musiek het sy gesing, Afrikaanse kunstmusiek. En wie kan nou stry dat Mimi Coetzee, niemand sing Heimwee van Esler Marais beter as wat Mimi Coetzee dit doen nie. En dan is daar natuurlik ook Pieter de Villiers se Sewe Boerneef liedjies wat sy opgeneem het en pragtig gesing het. Mali die slaafse lied, en natuurlik nou vir een wat vandag weer deurgekom het op Facebook,
'n boereplaas. Nou wil ek ook vir u sê, ek het 'n redelike verbintenis met die lied O Boereplaas, omdat my ma daarvan gehou het en sy het dit nogal graag probeer speel op haar manier. En ma en pa was albei van plase af, so die lewe, die plattelandse lewe van 'n ongekunstelde en ongekompliseerde plaaslewe is maar diep in hulle bloed gewees. En daarom was my ma ook baie lief vir die lied. So ek gaan nou gou-gou vir u my weergawe daarvan speel. Goed. Nou dames en here, ek hoop u het van die lied gehou en ons dink met 'n sagte hart aan die familie van Mimi Coetzee. Mag sy rus in ewige vrede. Geniet die aand, slaap lekker. Totsiens.